Maak julle Bybels oop by 1 Petrus, hoofstuk 1, en ons kyk vanoggend net na een vers 1:22. Dis eintlik 'n redelike moeilike ding om vir julle te sê, wat moet ons lees volgens. Ek wil nie net die een vers lees nie, ons kan dit seker doen, maar ek dink dit is behulpsaam as ons lees, kom ons lees van vers 17 af dan tot by die einde van die hoofstuk, want dit wat ons laasweek en die vorige paar weke hanteer het, dit vloei in dit wat ons vanoggend na kyk, en dan dit wat daarop volg, vloei daaruit voort. So, kom ons lees vanaf 1 Petrus 1 vers 17 tot by 25, maar ons kyk dan net na vers 22 vandag. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, goud of silwer losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom die heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. En dan ons vers vir vanoggend. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig uit 'n rein hart, lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Sover ons geleesde gedeelte. Kom ons bid, vra dat die Here vir ons sal help, en dan ons studie spesifiek oor hierdie saak dan van liefde as 'n verantwoordelikheid vir elke gelowige. Kom ons bid. Here, ons vra dat U Gees ons sal lei, dat ons nie net hoorders sal wees nie, dat ons sal daders wees, begeerig en ywerig om die waarheid van die woord te gehoorsaam. Here, ons kyk in die wêreld om ons, en ons kan aan baie redes dink waarom ons miskien 'n ander pad moet volg, of die dinge van hierdie wêreld moet najag, of moet probeer om op een of ander manier meer toepaslik en inpaslik te wees as gelowiges. Maar help ons, Here, om te verstaan dat ons word nie, en ons het nie 'n verantwoordelikheid om mense te jaag of mense tevrede te stel nie. Dat ons roeping is 'n hoër roeping as dit. Ons roeping is om U te verheerlik, om U te dien, om U te gehoorsaam. En daarom bid ek, Here, dat U dan vir ons sal leer deur die woord, wat is U wil? En dat U ons as gelowiges daarvolgens sal rig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek weet nie van julle nie, maar ek voel meestal redelik ongemaklik of ontuis in hierdie wêreld. En hoe meer die wêreld besig is om onheilig te word, hoe meer voel ek ontuis daarin. Maar dis eintlik iets wat ons nie moet verbaas nie. Want onthou wat het Petrus vir ons in vers 17 gesê, hy het ons herinner dat ons is nou in die tyd van ons vreemdelingskap. Wat beteken dat ons het baie min in gemeen met die mense wat rondom ons is.
Hulle is lief vir hulle sonde. En ons wil ons sondes beveg met groot erns. Hulle haat 'n heilige lewenswandel. En ons probeer met groot ywer 'n heilige lewenswandel najag. En so ons kan nie in so 'n konteks tuis voel nie. Ons kan nie voel asof ons in hierdie wêreld behoort nie, want ons behoort nie hier nie. Ons behoort aan 'n ander wêreld. Ons is losgekoop, het ons gesien laasweek. Ons is losgekoop van 'n ydelle lewenswandel, dit waarin ons voorheen gewandel het en dit waarin die wêreld rondom ons nou nog steeds wandel. Ons is losgekoop van dit. En het ons gesien laasweek vers 18 dat ons is losgekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus om nie meer in daai sinnelose bestaan te leef nie. Ons behoort aan 'n ander wêreld, 'n ander werklikheid. Ons geloof en hoop is in God se onbreekbare beloftes. Die waarborg dat net soos Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, so sal elkeen wat in hom glo ook uit die dood uit opstaan in die krag van die ewige lewe. Ons behoort in 'n ander wêreld. Daardie is die wêreld waarin ons behoort. Maar intussen, terwyl ons hier op aarde is en ontuis voel, is dit belangrik vir ons om te onthou ons is nie alleen nie. Daar is ander wat dieselfde begeertes as ons het en dieselfde dinge najaag wat ons najaag. En ons en hulle behoort aan dieselfde wêreld. En juist daarom is dit die ouens met wie ons moet gemeenskap soek. En dis waar Petrus vanoggend praat. Hy praat oor die strewe na heiligheid bind gelowiges saam. Dat gelowiges se vreemdelingskap in hierdie wêreld is dit wat ons verenig aan mekaar in liefde. En so broederliefde verenig ons op 3 maniere volgens ons teks. Eerstens, ons is gebind tot gehoorsaamheid aan die waarheid. Gelowiges is gebind tot gehoorsaamheid aan die waarheid. Dis wat alle gelowiges in gemeen het, is dat ons is almal lief vir die waarheid. En daardie liefde wat ons het vir die waarheid beteken dat ons begeer om daaraan gehoorsaam te wees. Nou as ons sê, wees gehoorsaam aan die waarheid, eintlik is al wat ek sê presies dieselfde as wat Petrus nog die hele tyd gesê het. Gehoorsaamheid aan die waarheid is net 'n ander manier om te sê, beveg die sonde en streef heiligheid na. Presies dieselfde ding. Ons wil doen dit wat die waarheid van ons verwag. En die waarheid verwag van ons dat ons sonde sal haat. Die waarheid verwag van ons om heiligheid lief te hê. En om ons lewens daarvolgens in te rig. En soos ons laasweek dan gesien het, die grootste motivering vir ons om heiligheid na te streef, om 'n heilige lewenswandel na te streef, is ons verlossing. Luister wat sê 1 Petrus 4 vers 1 tot 2. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het. Daarom moet julle ook tot dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met sonde. Om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mens te leef nie, maar volgens die wil van God. Daar is ons begeerte. Omdat ons verlos is deur die bloed van Jesus Christus, soos ons laasweek gesien het in vers 18 tot 19. Daarom beveg ons sonde, daarom beywer ons onsself vir 'n heilige lewenswandel. Ons wil lewe volgens dit wat God se wil vir ons is. Maar let op wat ek sê, ons begeer om te lewe soos wat God van ons verwag. Ons beveg sonde. Ons beywer ons vir heiligheid.
En as ek nou dit sê, dan besef ek, en ek seker jy besef, dat die geveg teen sonde en die streef van heiligheid, om heiligheid na te streef, is 'n individuele saak. Dis 'n saak wat jy in die Heilige Gees in jou aanpak. Maar die rede hoekom die ons so belangrik is want ander ware gelowiges, net soos ons, is besig met daai selfde geveg. Is besig met daai selfde geveg teen die sonde. Is besig met daai selfde begeerte om heilig te wees. En sê Petrus, dit bind ons nou saam. Ons is miskien vreemdelinge in hierdie wêreld. Maar ons is nie en ons kan nie vreemdelinge wees tussen die medegelowige nie. Hier moet ons tuis voel, want hier is die mense wat beveg wat ek en jy beveg. Hier is die mense wat streef en hulle beywer vir dit wat ek en jy ons voor beywer. In Romeine 6 vers 16 tot 17 sê Paulus dat dis wat gelowiges in gemeen het, dat ons was eens diensknegte gehoorsaam aan die sonde, net soos die wêreld om ons, maar dank God sê hy, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En so terwyl ons as gelowiges nog steeds in die sonde val, elkeen van ons val in die sonde, kan dit nie meer van ons gesê word dat ons is diensknegte van die sonde nie. Ons het van harte gehoorsaam geword aan die waarheid. Dis wat ons teks sê. Handelinge hoofstuk 15 vers 9, belangrike vers, waar daar gewys word dat daar geen onderskeid meer kan wees tussen enige gelowiges nie. Wat eintlik daarin gebeur is Paulus is besig om te praat hy praat oor die onderskeid wat bestaan het tradisioneel en binne die konteks van die Midde-Ooste, die gedagte dat daar hierdie onderskeid was tussen die Jode en die heidene. En wat sê Paulus? Daar is geen onderskeid meer tussen ons nie. Daar is geen onderskeid tussen ons en julle gemaak nie. God het geen onderskeid tussen ons en julle gemaak nie. Hoekom nie? Aangesien hy julle harte gereinig het deur die geloof, net soos ons. Julle is gereinig deur dieselfde bloed. So watter onderskeid daar ook al deur die wêreld gemaak word tussen mense, binne die geloof, binne in God se huis, maak God geen onderskeid tussen mense nie. En die verwagting is dat ons as God se kinders ook nie sal onderskeid maak nie. Dat ons alle gelowiges, van waar hulle ook al kom, waar ons hulle ook al mag bevind, dat ons hulle sal lief het. Dieselfde waarheid wat my hoop is die hoop van elke gelowige reg deur die wêreld. En daarom sê Paulus in 2 Tessalonisense 2 vers 13, nog 'n belangrike vers. Hy sê, ons moet die Here dank vir die medegelowiges, wat net soos ons deur die Here bemin is, wat net soos ons van die begin af uitverkies is tot saligheid, en wat net soos ons hulle self beywer tot heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Hier is ons portiergroep, broer en suster. Hier is waar ons tuis hoort in ons vreemdelingskap. Hier is mense wat dink soos wat ek en jy dink, wat begeer wat ek en jy begeer, wat sonde wil afsterf, wat heiligheid wil nastreef, sodat ons en hulle saam as die ware kinders van God sy beeld sal vertoon en heilig sal wees soos hy heilig is. En so terwyl ons dan ontuis is in hierdie wêreld, en wil ek sê, terwyl ons in hierdie wêreld moet ontuis voel, jy kan nie hier wil tuis voel nie.
is ons gebind aan die medegelowiges, omdat ons almal hierdie diepe strewe het tot gehoorsaamheid aan die waarheid. Ons begeer om gehoorsaam te wees aan die waarheid. Maar tweedens moet ons dan sien, ons is gereinig tot ongeveinsde broederliefde. Ons is gereinig tot ongeveinsde broederliefde. So as ons dan nou vreemdelinge in hierdie wêreld is en nie kan tuis hoor tussen die mense van hierdie wêreld nie, en ons moet in dieselfde asem tuis hoor tussen die medegelowiges, dan moet dit lei, sê Petrus, dit moet lei tot ongeveinsde broederliefde. Dit moet daartoe lei, want luister na sy argument. Gehoorsaamheid aan die waarheid reinig ons deur die Heilige Gees tot wat? Dit reinig ons deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde, sê Petrus. Dit kan nie anders nie. As jy 'n ware gelowige is, moet jy lief wees vir die medegelowiges. Handelinge hoofstuk 15 vers 9. God maak nie onderskeid op grond van die herkoms of die persoonlikhede van 'n ware gelowiges nie, en daarom kan ons ook nie. Maar die vraag hier is nie net dat ons mekaar verdra nie. Die vraag is nie maar net dat ons moet aanvaar dat ons van mekaar verskil en ons moet nou maar in vrede saamleef nie. Dis nie die vraag van ons teks nie, broer en suster. Vra nie net dat ons mekaar moet verdra of moet nou maar net aanvaar nie. Die vraag is ongeveinsde broederliefde. Dis die vraag van ons teks. Om die waarheid te sê, Petrus, soos ek reeds genoem het, Petrus sê, as julle gehoorsaamheid aan die waarheid, as julle gehoorsaamheid aan die waarheid beoefen, dan sal ongeveinsde broederliefde die noodwendige gevolg daarvan wees. Hoekom sal dit die noodwendige gevolg wees? Want dis die Heilige Gees wat in elke gelowige is, wat ons daartoe reinig, sê Petrus. Hy reinig ons tot ongeveinsde broederliefde. Ware gehoorsaamheid aan die woord van God lei noodwendig tot opregte liefde vir die medebroers en susters in die Here, want die Gees bewerk dit in my. Bewerk dit in jou. In Johannes hoofstuk 13 vers 34 en 35 sê Jesus dat broederliefde is die getuienis daarvan dat jy God se disipel, dat jy Jesus se disipel is. Jy kan nie sê dat jy is sy disipel en jy is nie lief vir jou medegelowiges. Die band van liefde wat medegelowiges aan mekaar bind, moet ongeveins wees. Nou, daai woord ongeveinsde liefde is interessant. Paulus in Romeine 12 vers 9 tot 21, hy plaas ongeveinsde broederliefde tussen al die ander tekens van wat dit is om 'n ware gelowige te wees. Dis een van die tekens van ware geloof. Ongeveinsde broederliefde. Met ander woorde, broer en suster, ongeveinsde broederliefde is nie onderhandelbaar nie. Dis nie iets wat ons kan doen wanneer ons lus is, of teenoor wie ons lus is nie. Deel van dit om 'n Christen te wees is om ongeveinsde broederliefde teenoor alle medegelowiges te hê. 'n Ware gelowige moet lief wees vir alle ander ware gelowiges. Dis waaroor 1 en 2 en 3 Johannes alles gaan, is dit nie? 1, 2, 3 Johannes gaan eintlik 'n primêre fokus in al daardie briewe is die liefde wat ons vir mekaar moet hê. En weer eens, 1 Petrus 3 vers 14 tot 18 sê weer dieselfde ding, dat dit is 'n teken van ware geloof.
Dit is die teken dat ons oorgegaan het. Ware liefde, broederliefde is die teken dat ons oorgegaan het uit die dood na die lewe. Dis die teken dat jou geloof is opreg. En gaan Johannes verder, hy sê, as jy jou broeder nie lief het nie, dan bly jy nog in die dood. En hy sê dat as jy jou broer haat, is jy 'n moordenaar. Maar ware broederliefde gaan verder as bloot net die feit dat ons mekaar moet verdra, gaan verder as selfs net die feit dat ons mekaar op 'n platoniese manier moet lief hê. Die voorbeeld van Jesus Christus is wat ons liefde moet lyk. Dis hoe dit moet lyk. Hy wat sy lewe afgelê het. En dis hoekom ek dan sê, broer en suster, en wat Petrus sê is, broederliefde dis nie maar net 'n woord nie. Dis nie maar net in my mond nie. Dis nie maar net wat ek sê nie. Dis in 'n woord en daad ongeveinsde broederliefde. In Johannes 4 vers 20 tot 21 sê die apostel, as jy sê jy is lief vir God, as jy sê jy is lief vir God, ons ken daai teks, as jy sê jy is lief vir God en jy haat jou broer, is jy 'n leienaar. Want almal wat God waarlik lief het, sal die medegelowiges lief hê. Dit is onvermybaar, broer en suster, ons moet mekaar lief hê. En terwyl jy aan baie redes kan dink, en ek is seker dalk is dit nou besig om deur jou gedagtes te gaan, jy kan aan baie redes dink hoekom jy nie wil lief wees vir ander broers en susters in die Here nie. Maar Petrus maak dit baie duidelik. En die hele skrif maak dit baie duidelik. Jesus Christus self maak dit duidelik. Dis nie onderhandelbaar nie. Dis nie onderhandelbaar nie. Elke ware gelowige is lief vir elke ander ware gelowige. Dis die werk, sê Petrus, van die Gees, wat binne in elke ware gelowige saamwerk, soos ons in gehoorsaamheid aan die waarheid ons siele deur die Heilige Gees reinig, is ongeveinsde broederliefde die noodwendige gevolg van dit. En so dis nodig dat ons harte vanoggend met ondersoek, broer en suster. Is jy in alle opregtheid en in alle eerlikheid lief vir die medegelowiges, vir elke broer en suster in die geloof? En ek ontken nie dat daar kom tye van konflik. Selfs in die diepste liefdesverhoudings kom daar oomblikke van konflik, is dit nie. En so dis moontlik dat daar konflik kan ontstaan tussen jou en 'n medegelowige, maar hier is die ding van 'n ware gelowige. Dat wanneer daardie konflik of daardie situasie homself bevind het, dan beywer ek my daartoe om dit te herstel. Ek beywer my daartoe om daardie verhouding te herstel. Dit mag wees dat in jou vorige lewenswandel voor jou bekering jy 'n bittere haat ontwikkel het teenoor sekere tipes persone. Ek praat nou van persone met 'n sekere tipe geaardheid wat nie noodwendig sondig is nie, maar dit irriteer jou, né? Dit mag wees dat jy in jou vorige lewenswandel 'n bittere haat of 'n ongemaklikheid gehad het van mense van 'n bepaalde ras of mense van 'n bepaalde klas. Die armste van die armstes of die rykste van die rykstes. Dit mag wees dat jy 'n bittere haat ontwikkel het teenoor persone wat op 'n sekere manier redeneer of dinge op 'n sekere manier doen. Ware geloof vereis dat elke gelowige deur die Heilige Gees gereinig sal word tot ongeveinsde broederliefde in Christus.
Ons moet daartoe gereinig word. Dis die werk wat die Heilige Gees in ons moet doen as getuienis van ware geloof. Maar dit bring my dan by ons derde punt, want dis nog nie genoeg nie. Dis nie waar dit eindig nie. Vers 3 sê dat die Here verwag meer van ons as net dit. Ons is geroep tot vurige liefde. Vurige liefde uit 'n rein hart. Die werklikheid is, broer en suster, selfs die beste gelowiges hier onder ons is nie perfek nie. Ons is nie perfek in ons gehoorsaamheid aan die waarheid nie. Ons is besig om en ons moet altyd besig wees om aan te hou om daaraan te werk. En dit beteken dat selfs die mees perfekte broederliefde te sien in hierdie gemeente en in enige van julle se lewe is nog nie perfek nie, dat daar is nog werk om aan gedoen te word. Dat ons liefde skiet tekort. En so die beginsel van ons vers is om te sê, jy moet aanhou werk om vurig lief te hê van uit 'n rein hart vir elke gelowige. So Petrus sê, ons moet elke ware gelowige opreg lief hê. Dis die vorige punt. Ons moet elke ware gelowige opreg lief hê. Maar nou sê hy, ons moet aanhou om te groei en te verdiep in daardie liefde vir hulle. Ons moet aanhou tot die dag van ons dood om te groei in daardie liefde vir hulle. Onthou, Jesus gee vir ons 'n nuwe gebod, nê? Johannes 13, vers 34 en 35, hy sê, 'n nuwe gebod gee ek aan julle. Die ou gebod is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En Jesus se nuwe gebod. Jy moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief het. Soos ek julle lief het. Ontwikkel daardie liefde wat jy reeds vir jou broers en susters het, sodat dit sal lyk soos wat Jesus se liefde vir jou lyk. Terwyl elke gelowige deur die Gees ongeveinsde broederliefde sal betoon, sê Efesiërs 4 vers 3 ook vir ons dat ons moet verder gaan as dit. Hy sê ons moet ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar. Ons moet ons beywer daartoe om te verdiep in ons liefde, sodat ons meer vurig sal wees in ons liefde, sodat dit vanuit 'n absolute rein hart sal kom. Romeine hoofstuk 12 en vers 10 sê dat ons moet mekaar, hy vra van ons hartlike broederliefde. Iets wat reg uit die diepte van my hart in opregtheid kom. En daardie hartlike broederliefde, sê Romeine 12 vers 10, sê daardie liefde moet mekaar vooruitgaan in eerbetoning. Ons moet oor mekaar se voete val om mekaar goed te doen aan mekaar en mekaar te dien. Ek hou van hoe 1 Tessalonisense 4 vers 8 tot 10 dit stel. Paulus praat met die gemeente en hy sê, God het aan julle sy Heilige Gees gegee en niemand het eers nodig om vir julle te leer hoe om mekaar lief te hê nie. Maar dis nie waar hy eindig nie. Sê niemand het nodig om vir julle te leer om mekaar lief te hê nie. En dan kom hy in vers 10 en hy sê, maar ek vermaan julle om meer oorvloedig te wees in daai liefde. Niemand kan julle leer nie, julle is klaar lief vir mekaar, maar nou moet julle meer oorvloedig word in daai liefde vir mekaar. Dis Petrus se punt hier. Alle ware gelowiges moet opreg lief wees vir alle medegelowiges, maar daardie liefde vir die medegelowiges moet aanhou om te groei en moet aanhou om meer oorvloedig te word. Hebreërs hoofstuk 13 vers 1 vermaan ons. Die vermaning daar is, die broederliefde moet bly. Met ander woorde, dit kan nie agteruit gaan nie.
Dit kan nie afkoel nie, dit kan nie wegraak nie, dit moet aanhou bly. En 2 Petrus hoofstuk 1 vers 7 sê dan, ons moet by die reeds bestaande godsvrug. So waar jy jouself bevind op hierdie oomblik in jou geestelike lewe en in jou liefde vir jou medegelowiges, wat moet jy nog byvoeg? Jy moet byvoeg nog meer broederliefde. Jy moet verdiep in daardie broederliefde. Van die oomblik wat jy in die Christelike geloof begin, is die boodskap en die verantwoordelikheid van elke gelowige dat ons mekaar sal lief hê. Dis wat 1 Johannes 3 vers 11 vir ons sê. Dis die teken dat jou geloof opreg is. Maar dan moet jy derentyd die gebed bid wat Paulus in vir die gemeente in Efesiërs 1 vers 9 bid. Dat daar die liefde vir my broers nog meer oorvloedig sal word. Sodat die Here deur ons ryk en oorvloedig sal maak in liefde vir mekaar. Is nodig dat ons harte weer moet ondersoek, is dit nie? Ware gelowiges is lief vir al die ware gelowiges. En as jy nie is nie, dan wil ek vir jou sê, as jy nie lief is vir al die ander ware gelowiges nie, is jy besig om ernstig tekort te val aan gehoorsaamheid aan die waarheid, soos wat die Here van jou vra. En as jy geensins 'n liefde vir die medegelowiges het nie, dan het ek 'n vraag of jy werklik 'n gelowige is. As jy liewer is vir die wêreld as wat jy lief is vir sy mense, dan het ek 'n vraag, want dit is 'n teken van ware geloof. Maar ons liefde teenoor die medegelowiges, broer en suster, kan nie platonies of halfhartig wees nie. Dit moet ongeveins wees. Dit moet absoluut opreg wees. En dan moet dit deurlopend aanhou om te verdiep en te groei, sodat dit uiteindelik sal ontwikkel tot hierdie pragtige beeld van 'n gevurige warm liefde vanuit 'n rein hart. Dis die voorbeeld van Christus, is dit nie? Christus het vir ons gesterf. Nie toe ons lieflik was nie. Nie toe ons 'n aangename geur was nie. Nie toe hy noodwendig van ons gehou het nie. Toe ons nog sondaars was. Dis die vraag. 'n afsterf van sonde, 'n beywering tot 'n heilige lewenswandel moet uitvloei in ware liefde vir die medegelowiges. 'n liefde wat nooit ophou om te groei nie. Wat nooit ophou om te begeer om dieper te wees nie. Ons liefde vir mekaar moet minstens dit wees wat die tweede gebod van ons vra. Dis die punt wat Petrus hier maak. Ons liefde vir ons medebroers moet minstens wees, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis ongeveinsde broederliefde. Maar dis nie waar ons kan eindig nie. Ons kan nie eindig met jy moet jou naaste lief hê soos jouself nie. Ons moet aanbeweeg tot 'n verdieping, 'n vurige liefde vanuit 'n rein hart, sodat, soos Johannes 13 vers 34 tot 36 sê, my liefde vir my medebroers sal lyk, soos wat Christus se liefde vir my gelyk het. Sy liefde is ons voorbeeld, dis wat van ons verwag word. En dit beteken, daar's nie een van ons volgend hier wat is waar ons moet wees nie. Ons moet aanhou ons te beywer om te groei in ons liefde vir ons medegelowiges. Mag die Here ons hierin help, want die verwagting is groot. Ek ontken dit nie. Dis 'n geweldige vraag hierdie.
Maar die wonderlike ding is, en ek is seker julle kan saam met my getuig, so moeilik soos wat die verwagting is, die Here se genade is meer. Hy skenk aan ons sy Heilige Gees, wat hier binne in my en jou werk om ons hierin te help, sodat ons mekaar meer sal lief hê, sodat ons sal groei in die liefde, en dat ons in daardie liefde sal bly. Ware groei en heiligmaking, sê Petrus, verwag ongeveinsde, vurige liefde vanuit 'n absolute rein hart, want dit is wat God verheerlik, en dis wat hy van ons vra. Amen. Kom ons bid. Here, ek bid dat U vir ons sal help, want ons ken ons eie swakheid. Ons weet, Here, dat ons nie is waar ons moet wees nie. Dat daar by elkeen van ons nog tekort skiet aan ons liefde vir ons medebroers. En dan bid ek, Here, dat U vir ons sal herinner dat Jesus Christus vir my lief is. Dat elkeen van ons sal onthou dat Jesus Christus is lief vir my met al die swakheid en tekortkominge wat ek het. En dat wanneer hy van my vra om my broers in Christus lief te hê, dan vra hy nie vir my meer as wat hy self bereid was om te doen met my nie. Want dit is so, Here, dat my medebroers en susters skiet ook tekort. Dat daar is ook dinge in hulle wat nie is wat dit moet wees nie. Maar soos wat hy my lief gehad het, Here, bid ek dat U my sal help. Dat U vir elkeen van ons sal help. Dat ons ook ons medebroers sal lief hê. Tot verheerliking van U naam. Amen.